Die voormalige minister van Verdediging mag nie toegang tot hofdokumente kry nie en ANC het glo planne om die DA-minister uit die kabinet te skop. Welkom by die Afrikaanse nuus op 4 April. Die Pretoria se Hooggeregshof het die aansoek van oud-minister Nosiviwe Mapisa-Nqakula om toegang tot die ondersoekdokumente van haar korrupsiesaak te kry, verwerp. Mapisa-Nqakula het aansoek gedoen dat die staat 'n sekere deel van die polisiedossier aan haar verskaf. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Daar word beweer dat sy, toe sy minister van Verdediging was, omkoopgeld ten bedrag van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur gevra en gekry het. Regter Mokine Masopa het in sy uitspraak gesê, haar motivering vir die oorhandiging van die dokumente is blote raaiskote. Hy sê die hof moet waak teen die risiko dat dit die staat se saak benadeel. Die DA sê hy het eers vanoggend bewus geword dat die ANC glo planne het om die DA-ministers uit die kabinet te skop, nadat die media daaroor berig het. Die DA-woordvoerder en LP, Willie Oukamp, sê die party neem daarvan kennis, maar kan nie kommentaar lewer op besluite wat die ANC intern neem nie. Die nuusdiens News24 het vanoggend berig dat die ANC caucus in die parlement stappe doen om sy geveg met die DA na die nasionale uitvoerende komitee oor te dra, sodat daar teen die DA-ministers opgetree kan word wat nie die begroting gesteun het nie. Die VF+ meen dit is nie regverdig dat die Departement van Gesondheid in Gauteng alle dokters verbonde aan die Tshwane Metro se Departement van Gesondheid se kontrakte op 31 Maart beëindig het nie. Volgens die VF+ raadslid in die Tshwane Metro, Rina Marx, was die dokters deel van die Nasionale Gesondheidsversekering NGV se loodsprogram. Volgens Marx word die pasiënte van die 24 betrokke klinieke negatief hierdeur geraak. Sy sê die dokters is na bewering slegs per WhatsApp in kennis gestel dat hul dienskontrakte verstryk het en dat nuwe kontrakte slegs hernu word indien dokters as onafhanklike kontrakteurs registreer. Sy sê die verandering in die dienskontrakte kan daartoe lei dat klinieke met minder dokters oor die weg moet kom, omdat dokters hulle nie aan sulke streng voorwaardes met baie minder werksure wil verbind nie. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of SAOI sê die Vrystaatse Onderwysdepartement het uiteindelik uitstaande bedrae aan die staat se mediese skema, oftewel GEMS, oorbetaal. Dit kom nadat die SAOI met regstappe teen die departement begin het, nadat die departement versuim het om die lidmaatskapbydraes van lede aan GEMS te betaal. Die uitvoerende beampte van die SAOI, Paul Sauer, sê hulle het bevestiging gekry dat die geld op 2 April betaal is. Hy sê die SAOI het proaktief opgetree en die arbeidshof op 'n dringende basis genader om so te verseker dat die pligsversuim van die departement, wat daartoe sou gelei het dat lede se gesondheid op die spel geplaas word, aangespreek word. Dis die belangrikste nuus vir die dag. Baie dankie dat jy saam gekyk het en lekker naweek.